Hierdie lyk vir my soos 'n lange. Ek dink jy moet my help hierso. Okay, guys, hier is ons maxi karp. In die episode deel ek met julle die Method Feeder tegniek, sowel as 'n paar van ons nuwe Legacy series produkte wat julle kan gebruik by die nyl om daai groot karpe en kurpers vas te keer. Onthou asseblief om vir ons 'n comment te los as julle enige inligting het rondom die nyl of hengelfasette wat julle al daar beoefen het en sukses mee behaal het. Ons waardeer julle ondersteuning en ek hoop julle geniet die episode. Ons staan hier in 'n kortbroek in die middel van Junie by die nyl in Mokopane, Limpopo. Ongelooflike venue, baie mooi venue. Soos julle sal weet, al die kompetisies word hier gehou. Promania's, die Feeder Tech kompetisies, die spesie kompetisies, want hierdie visse is net iets spesiaal. Ek het hierdie naweek vir die eerste keer kom deelneem aan die Feeder Tech kompetisie en ek wil net sê baie dankie aan Gysele. Almal was so helpvol en het my regtig tips en advies gegee om in hierdie feeder faset deel te neem. Dit is die Method Feeder, so ek sal julle deur die tyd verduidelik wat is 'n method en hoe dit werk. Maar vandag is baie spesiaal. Ek en my vrou en een van my vriende is hier en ons geniet die lang naweek en ons vang 'n paar mooi visse met 'n paar nuwe produkte van Legacy series. Soos jy agter my kan sien, die visse spring en dit gaan mal hierso. So dit is 'n baie nice plek. Kortbroek in die middel van winter. Julle moet uitkom, kom vang. Hier's kurpers, hier's karp, hier's barbers, hier's bass, hier's enige visspesie in hierdie dam en hulle is almal mooi gesond. Hakem en Stefan wat die plek bestuur, kyk regtig mooi daarna. Hulle het hierdie unhooking stations op elke pen. Ou moet nou ongelukkig 'n bietjie in die water loop want die water het opgestoot. Sekere tye van die jaar sak die watervlak, dan is jy op droë land hierso op elke swem. En tussen die riete oorkant sal jy sien, daar is ook verskillende swims en huisies. Die huisies en akkommodasie is ongelooflik. So as jy en jou familie wil kom vang, kom na die nyl toe. Dit is regtig 'n unieke plek. Dit is so 3 ure weg van Pretoria af. Ons bly in Sasolburg en dit was so 4 ure se ry, maar dit is definitief die moeite werd. Terwyl die ouens koud kry by die huis, vang ek lekker vis in 'n kortbroek. Hier's 'n byt. Oh. Hy eet my aas, Michie. Jo. Manne, wat hy nie sal doen vir 'n video nie. GoPro hier voor op die katrol. Daarom sien julle eerstehands hoe buite karp op hierdie feeder pops. Wat 'n ongelooflike lekker manier om te vang. Jy sit en visvang. Julle moet dit probeer. Kyk hierdie. Ja, sien. Ons het nou net van die karpe gesien bo by op die water. En ons vra wat dink julle eet hulle en toe trek hierdie een weg. Jo. Soos julle kan sien, is 'n baie sagte punt en hy speel so lekker. Spartacus op die bol. Daai bietjie flore wolk hier in die water maak al die verskil. Met die ekstra aminosure proteïnes wat daai karpe wil hê. Hulle is gewoond aan die True Feed pellets wat ook baie voedingswaarde het. As in die net. Pragtige karp by die nyl. Legacy Feeder Pops, Spartacus op die bal. Wat kan ek sê? Sit hierdie een terug en ons vang nog 'n paar.
julle, ons het nou net gegooi. Ek het julle gewys ek het daai Braaiwaard waftertjie gebruik en ek sal reeds aan die vis is ongelooflik hier by die Nyl. Wat 'n ongelooflike lekker plek. Kyk net die berge in die agtergrond. Hy is baie blessed om so venue te hê. Dit is 'n wêreldklas venue hier in Suid-Afrika. Nie net vir spesiehengel nie, vir papgooi. Ek weet baie van die Promenias en goed word hier aangebied, sowel as nou vir die feeder ouens. Wat 'n lekker dag. Hier is 'n karpie sommer vroeg. So pragtige karp. Soos ek julle gesê het, dit is 'n venue met mooi visse. Ek gaan hom gou uithaak, dan wys ek julle. Nie lank gewag nie en die Nyl bederf ons met die method feeder. Ek het daai Braaiwaard feeder pop gegooi en hier is die resultaat. Hier by die Nyl is fishcare baie belangrik. Julle sal sien elke stasie het so 'n unhooking station en dis belangrik om jou visse mooi te hanteer. As 'n karp groter is as 3 kg, moet jy hom in sy eie sak sit ook as deel van die reëls. So dan kom hy in 'n kaapsak. Ek gaan hulle release elke keer. So ek sal julle deur die dag wys wat ons vang en hierdie is die mooi karpe wat jy vang op daai klein hoekies met die feeder pops. Kom geniet dit by die Nyl. Spartacus doen weer sy job. So. Okay, kom ek release hom hierso. So, julle sal sien hier is die feeder mold en hierdie noem hulle flatbed feeder, method feeder. So jy sal sien hy lê so plat en hy het 'n gewig hier onder, so hy gaan lê altyd so op die bodem. Die haartjie wat ek gebruik is 'n braided haartjie met die bajonet op. So daar is sy bajonetsteeltjie. Dit is 'n barbless hoekie, dit's 'n Raichi. Nommer 2, die gap tussen die steeltjie en die hoekie moet 7 mm wees, nie meer as 7 mm nie. En al jou asies sit jy dan net op haar bajonet. Jy kry ook ander maniere met 'n quick stop, soos wat jy spesies sal doen met die stopper, of jy kry met 'n rekkie wat jy die rekkie om die asie sit. So basies jy vat net jou voer, jy sit dit in jou mold so, jy sit dit jou mold in daai ding, jy druk hom en dan het jy nou so, jy hang dit sommer hier oor die kant van dit. Dan kan 'n ou kies wat jy wil gebruik. Ek gaan sommer een van die Gladiator feeder pops gebruik. En dan wys ek jou hoe maklik is dit om hierdie hoekasie aan te sit. So daarso sy bajonet. Hier is die hoekasie. Jy druk hom letterlik net in. So daarso. En dit is hoe jou hoekasie lyk. So daar is jou hoekasie. Wat doen jy met hom? Jy vat weer van jou voer. Jy sit hom in en jy druk hom net weer. Hulle noem dit 'n double skin. So nou het hy een laagie, die asie en nog 'n laagie. En dan wat doen jy daarbo-op? Jy vat Spartacus en jy sit net so streepie op of enige ander konsentraat van jou keuse en dit is hoe jy hom ingooi en dit wat werk. Okay, julle, hier het nou net 'n ding weggespring. Ek het 2 van die Maximus flouties opgesit, maar ek het dit letterlik net hier teen die kant ingefliek. En ja, hier is nou van daai watergrasse op hom. Ek gaan die video man vra om met te help miskien. Nee, dit gly af so, hooplik gaan ons 'n mooi vis hier wees ek, maar joh, 'n katrol wat skree, dat is niks so lekker nie. Ja, ek doen nie alles van die seedbox af vandag nie, omdat ek graag 'n video wil skiet. Dit is moeilik om van daar af mooi die video te doen, maar dit is, ek klim maar af en dan neem ek vir julle hier af. Gewoonlik sal 'n ou dit alles op die boksie self doen. Hierdie vis is ongelooflik sterk
En dit is letterlik net hier voor die swem. Seker 10 meter voor die swem. O, is daai een ook aan? Ons het 'n double up hier. Hierdie ding is mal. Mal. Ja, check hy mooi skof, né? Ek kyk ons in die oë. Okay. Een. Ja, hier is 'n mooi vis. Hy. Julle sal nie glo wat het hier gebeur nie. Ek het 'n tweede stokkie gegooi hier so op 5 meter. Ek het hierdie pragtige vis geland en toe moes die videoman ook inspring en die ander een vang. So nee, sport Karel, wat sê jy? Ja, 100%. Lekker om dit af te neem en lekker om een bietjie te vang. Ja, shame, hy's altyd agter die kamera. Ek dink hy word lus vir die visse. So nee, dankie Karel. En ja, hierdie vis byt so ongelooflik vinnig. En op hy 4de stokkie is dit net so lekker speletjie. Kyk hoe breed is hulle. Ek bedoel hierdie een is ten minste oor die 5 kg. Daai is 'n stunning vis, 'n lang vis, ook pragtig. So ouens, kom Nyl toe, kry ons produkte en kom vang hierdie slabs. Okay, ek gaan julle gou wys hoe om die voer aan te maak wat ons gebruik in die method feeder. So basies, ek het julle vertel van die True Feed pellets. So hier's die VOC ene, dit's 'n vacuum oil coated pellet. Julle kan dit koop in meeste hengelwinkels sal hierdie hê, dit's die donker een. En dan saam met hom meng ek die Feeding Frenzy micro feeding pellets. So ek het nou 'n paar van hierdie botteltjies hier in. Soos jy kan sien, dan gooi ek dit net by. So die ratio, ek het omtrent 'n halwe kilogram van die VOC en omtrent 5 van hierdie botteltjies in. Dit is dan die totaal, dan meng jy dit net so deur. So dan sien jy, dan word hy nou so 'n bietjie van al twee kleure. En om hom stikkie te maak om in die mold te sit, moet jy hom 'n bietjie soak. So ek het 'n halwe liter water wat ek warm gemaak het in die ketel. Jy sit dit by, jy los hom vir 60 sekondes tot 90 sekondes. Dan gooi jy hierdie net deur jou sif en jy haal die water uit en dan los jy hom laat hy staan, dan sal hy stikkie word. Dit kan jy doen die oggend voor jy gaan hengel of die aand voor die tyd. So kyk net 'n bietjie. So jy sit net die halwe liter oor hulle. So jy sien die water kom nou net deur die pellets. Jy los daai in die pellets vir jy begin jou timer nou 60. So 'n minuut tot 'n minuut en 'n half kan jy hom so los dat hy daai water intrek. Dan as jy klaar is, sit jy hom deur 'n sif in 'n emmer in, dan gooi jy net jou pellets terug en dan word hulle 'n bietjie taaier. Okay, so dit is nou 'n minuut van waar ek die warm water hier bygegooi het. Onthou, dit is die Feeding Frenzy pellets. Jy kan, hulle is so 125 ml elk, so omtrent so 100 gram. As jy 5 van hulle sit op 'n halwe kilogram se VOC pellets, dan kry jy nou 'n mooi bakkie met verskillende kleure. Nou, al wat ek doen is ek gooi hom uit in die strainer. Daar is makliker maniere, hulle noem dit 'n pellet soaker. Van die winkels het pellet soakers. So dit is 'n sakkie wat jy basies in 'n groter sak sit wat die water dan vrylaat. Maar hierdie is die manier wat ek dit doen. So daarso, jy sal sien dit is 'n mooi mengsel. Die pellets is lekker nat. So laat jy nou al die watertjies afloop in die emmer, dan gooi jy hierdie weer terug in die bak en jy los hom net so 'n uur of 2, dan is hy lekker taai en jy kan hom in jou method mold sit en cast. Hoop dit help julle om die voorbereiding te doen vir daai voer wat julle gebruik in julle method feeder.
So ouens, letterlik 10, 15 meter van die voorkant van jou swem af. Ons fliek hulle uit en daai karpe byt nou daarso. Vanoggend het ek 'n bietjie dieper begin op 65 meter en ons het 'n paar mooi vis daar gevang. Maar vandat ons teruggekom het hier teen die swem, vang ek 'n bietjie groter vis. So ek hoop dit help julle met die familie, vriende. Kom hier na toe, hier's baie oulike akkommodasie. Hier's 'n winkeltjie wat al die produkte verkoop, Legacy se produkte, sowel as TrueFeed, die goed wat jy hier moet gebruik. En die mense hierso, die eenhede is baie skoon. Daar is verskillende eenhede. Ons eenheid het byvoorbeeld 3 kamers, so jy kan 6 mense gemaklik slaap. So kom kuier by die Nyl in Limpopo. Kyk hoe brand die son by in die middel van Junie. Julle wil dit nie misloop nie en hier is pragtige vis hierso. Hierdie ding het uit die lug uit hom geëet. Hy het nie eens geland nie, hè Karel? Crazy. En Top Shot, Spartacus. My Top Shot's leeg, my Spartacus is amper leeg. Ek het 'n bottetjie uitgevang vandag. Jy kan sien hoe lyk my watertjie in my emmer. Dit is net flora waar jy kyk, maar hierdie visse love it en hulle boks. So, kry joune. Kom vang hier by die Nyl. Oh, kyk daai mooi kar. Jo, kyk daai pragtige vis. Vis hy. Nee. Kom. Daar's hy. Pragtige visie. Ja, sien. Donker karp, hè. Wow. Het bly lekker by die Nyl. Met die feeder soos jy dit daar kan sien. Pragtige karp, kyk daai boggel rug. Mooi vis hier by die Nyl. Top Shot, kyk hoe Flora is op sy neus. Hy voer op daai Top Shot en op die Spartacus en TrueFeed pellets saam met ek het hierdie in 'n breiwaard feederpop opgesit en jy kan sommer sien hierdie visse is weer lus vir hierdie goed. Hierdie lyk vir my soos 'n lange. Ek dink jy moet my help hierso. Okay, nee, wag. Julle sal nie glo nie. Dit is ongelooflik lekker hier so by die Nyl. Hierdie vis wat ek julle nou gaan wys is 'n 3-man poging. My vrou het hom gekap. Ek het hom ingebring en die kameraman moes hom net. Wat 'n pragtige karp. Hierdie is 'n monsterkarp. As ek julle hier kan wys, kyk hoe klein is daai hoekies in die hoek van die bek. Ja. Is net genade dat hierdie visse, hy is babelus, so hy het glad nie 'n weerhakie nie, as ek julle so kan wys. Daai hoekie het nie 'n weerhakie aan nie. En ons vang hom met die method feeder op 15 meter. Kyk hierdie pragtige vettie hier by die Nyl op daai feederpops. Ek kan julle nie sê hoe spesiaal is hierdie vis nie. 3-man poging en ja, ek kan net sê julle moenie dink winter vang julle nie mooi vis nie. Hier is die son op ons, ek word eintlik gebrand, dis hoekom ek hierdie keppie aan het. Maar kyk net hierdie pragtige vis. Ek skat hom hier by die oor die 10 kg. Pragtige vis. Ek gaan hom gou neersit en dan wys ek julle en dan neem ons 'n paar foto's. Van julle sal weet wat hierdie is. Dit is 'n kaapsak. Docs verkoop ook sulke kaapsak. Dit is by Legends ook beskikbaar. Nie die oranje een nie, hulle sin is meer so camo kleur. Hierdie is 'n sak waarin jy die karp sit, veral as jy 'n bietjie groter karpe vang, sodat hulle nie seer kry in 'n gewone net nie.
Jy sit hom hierso in om mooi te revive, jy neem jou foto's en jy sit hom terug in die water. By die Nile is daar reël, as hy oor die 3 kilos is, moet jy hom in 'n kaapsak sit en dan kan jy hom release 'n bietjie later. So ek gaan gou julle wys hoe om dit te doen. Jy sit hom altyd kop eerste in, so maak jou sakkie mooi. Jy weet, so en dan sit jy sy kop eerste in die sakkie en dan sit jy sy hele lyf in. Die kaapsaks moet mooi breed wees sodat hy nie die vis seermaak op sy stert of op sy liggaam nie. En dan trek jy hom net so en hy het 'n drawstring, dan is dit nou jou karp in 'n sakkie. Kyk hierdie pragtige kurper. Kyk hoe ry sy rug vannetjie as jy hom so 'n bietjie skud. Michelle, well done. Sy het gesê al wat sy wil vang is 'n kurper en hier is hy. Sy wil nie graag aan hom vat nie. Maar kyk daai, hoe pronk hy. Ongelooflike mooi visse hier by die Nyl. Kom kry julle sin. Dit is nou al middel Junie, einde Junie en dit is in die winter en hierdie kurpers eet nog steeds. So, nee, pragtige vis. Kom ons sit hom terug. Voor ek gou weer gooi, wil ek julle net gewys hoe werk dit. Onthou hierdie is 'n flatbed method feeder. So hy het 'n weight hier agter wat die gewig het en dan is jou voer op die bokant. So as jy hom hier in die water sit, ek gaan net sommer hier by my voete in die water sit vir julle. Net om te wys hoe werk dit. So jy sal sien hy gaan land altyd so met sy gewig hier agter. Ek weet nie of julle kan sien, en dan begin daai pellet so loskom, een vir een pellet, en dan na rukkie kom daai waftertjie uit daai bol uit. Soos julle kan sien, die grys op die onderkant, die voer begin oplos, en daar begin die voertjies nou, jy weet, afval, daar kom die waftertjie uit. Sien jy hoe pop hy? Daai karp sien daai oranje, of die witte, of die rooie, of die kleur wat jy het in die voerbal, hy kom af, hy sien daai kossies en hy tel daai waftertjie dadelik op. Dit is hoekom die voer so belangrik is om dit reg aan te maak, dat dit mooi oplos vinnig. Ek bedoel, hierdie is in real time. En as daai karp daar kom, wat is mooier as dit? Ouens, dit so die gaan. Wat kan ek sê? Geseend. Daai ene wil nou in daai riete ingaan. Ag nee, kom terug. Kom terug. Nee, moenie riete toe nie. Jo, kyk hoe mooi. Hierdie water is ongelooflik mooi, skoon. Kan jy dit sien? Hier kom die vis om die hoek. Ja. Nou net gevang hiervoor op die Top Shot en die nuwe Gladiator Pops. Ja, kyk hierdie Billy. Ek julle so kan wys. Mooi skof, donker kleur, oranje stert. Dit is hoekom ons hierdie kant toe kom. Daar het my vrou nog 'n vis aan, Misha. Sy geniet dit ook net so op die stoel. So kry hierdie produkte, kom Nyl toe saam met die familie en hoor daai katrolle skree. Ek sit hierheen terug en vang ons nog. Okay julle, so kom die dag tot 'n einde. Wat 'n lekker dag saam met my vrou, saam met my vriend hier langs die water en ek het ongelooflik lekker vis gevang vandag. Saterdag het ek in 'n kompetisie by deelgeneem hier buite, die Feeder Tech kompetisie. Saterdag het ek 48 kg se vis gevang. En Sondag het ek 38 kg se vis gevang.
Maar baie van dit was kurpers, Saterdag en Sondag. Vandag het ek net een kurper gevang. Die res is alles dik karpe. So vandag se gewig, glo ek, is ook oor die 40 kg. So in 3 dae oor die 100 kg. Hier's nog 'n kurper. Net toe ek sê ek het nog net een kurper gevang, het ek nog een hierso. Vir 'n closing het ek darm nog 'n kurper. Hierdie een is 'n pragtige kurper. Kyk net hoe mooi is hulle. Op daai oranje breiwaard feederpop. Soos jy kan sien, onderlip daai oranje feederpop breiwaard van Legacy series met die Bablis hoekie. Ongelooflik. As ek julle so kan wys, hy het baie steekplekkies. Maar what a beautiful fish. Die rooi oogie. Om 'n dag af te sluit met so 'n spesiale vis, kan ek net sê dankie. Baie karpe, 2 kurpers vir die dag en weer oor die 40 kg. So 120 kg se vis in 3 dae hier by die Nyl, middel Junie, wanneer almal sê dit is winter en dit's koud. Hierso is ek nog in 'n Kortbroek sessie die aand en hierdie visse eet aanhoudend. Ek kan net aanhou en aanhou, maar ons gaan ook nou self gaan eet en môreoggend kyk ons of ons nog 'n paar visse vang voor ons huis toe vertrek na die lang naweek. Maar ongelooflik lekker, kom kuier vir hulle by die Nyl.